Goeiedag familie, dit is so lekker om jou te groet op hierdie maandag. Ek is pastoor Kyle Barkhuizen en van my en die hele beleefspan is dit 'n voorreg om hierdie nuwe week se oordeenking saam met julle te begin. Nou in gister se boodskap, as jy dit gemis het, gaan kyk dit asseblief op hierdie platform, het pastoor Tief vir ons 'n belangrike herinnering gegee. Daar is geen beter manier om God se woord te leer ken as deur sy lewende woord. En as jy gister se boodskap gehoor het, sal jy onthou hy het gesê, God se woord praat met jou, lei jou, beskerm jou, bemagtig jou, vernuwe jou denke, bou jou geloof en wys vir jou die hemelse rykdomme wat jy in Christus Jesus het. En dis hoekom ons hierdie week na uiters 'n praktiese manier gaan kyk hoe om die Bybel te bestudeer. Nie net om vinnig te lees nie en te vergeet nie, maar om werklik te hoor wat God sê. Nou soos dit verduidelik het, baie mense het toegang tot die Bybel, maar hulle weet nie hoe om dit te lees nie. Party begin by Genesis en gee moed op by Levitikus. Maar, hier is die ding, as jy God wil hoor praat, moet jy leer om sy woord stadig, doelbewus en met verwagting te lees. Dis hoekom ons hierdie week iets prakties gaan leer wat jy elke dag gaan toepas. En dit is SPEC. Dit is die metode wat ons gaan gebruik. Dit is 5 eenvoudige vrae wat jy kan vra elke keer as jy die Bybel oopmaak. Nou, die S staan voor, is there a sin to avoid? Die P staan voor, is there a promise to claim? Die E, is there an example to follow? Die C, is there a command to obey? En die K, is there something to know about God? Nou verskoon hierdie Engelse akroniem hierdie week, maar ek glo jy sal ons vergewe vir hierdie bietjie Engels. Maar, wanneer jy hierdie vrae begin jy soos 'n ontdekkingsreisiger deur die woord stap. Jy sien dinge wat jy nog nooit voorheen gesien het nie, en dis presies wat God wil doen. Hy wil met jou praat deur sy woord. En kan ek jou vandag iets vra, familie? Wanneer laas het jy die Bybel oopgemaak met 'n verwagting om iets nuuts te hoor? Nie net om kennis op te doen nie, maar om God se stem werklik te hoor. En dit is nie net lees van woord wat jou verander nie. Dis die ontmoeting met die persoon van die woord. En daai persoon is Jesus. So familie, ek wil jou vandag vra, wat beteken dit vir jou as mens, kind van God, dat die Vader se woord vol lewenskrag en energie is? Het jy dalk gewoond geraak daaraan om vinnig te lees, in plaas daarvan om regtig te luister? Nou vandag wil ek jou uitdaag om 'n tyd te maak, net 10 minute, om 'n kort gedeelte te lees. Begin by Filemon, dieselfde boek waarmee ons gister in die preek begin het. Gelukkig is dit net 1 hoofstuk. So, lees dit stadig en skryf neer wat vir jou uitstaan. Môre gaan ons kyk na die eerste letter van die SPEC metode, en dit is die S, en hoe ons sonde in ons eie lewe kan raak sien deur die woord van God. Familie, die Bybel is nie net 'n boek nie. Dis God se stem, dis sy asem, sy liefde. En soos Hebreërs sê, dit is lewendkragtig en aktief. En as jy leer om dit te lees, sal jy leer om God se hart te hoor. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend is ons dankbaar. Dankbaar dat ons in hierdie tweede week kan ingaan oor hoe om die Bybel beter te lees, beter te verstaan. En Here, hierdie week, soos wat ons hierdie week afskop en ingaan, bid ek dat U met ons sal wees, dat U ons sal lei deur hierdie week, dat U vir ons sal openbaar wat moet geopenbaar word, dat U vanoggend en die res van hierdie week werklik deur U Gees ons sal kom aandagtig hoor wat U wil sê deur U woord. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Familie, ek vra jou vandag, deel hierdie boodskap met iemand wat dit dalk moet hoor vandag, en skakel die res van hierdie week saam met ons in. Ek sien uit om hierdie week weer saam met jou te reis. In Jesus naam. Amen.